Vriende, ons is nou besig met 'n reeks, die Mekaar Gemeente. En oor die afgelope 5 weke het ons die voorreg gehad om fantastiese boodskap, as ons nou self so kan sê, te kon luister. En ons kon dieper delf oor wat dit beteken om 'n mekaar gemeente te wees. Ons het gekyk na hoe ek en jy mekaar moet lief hê. Ons het gekyk oor hoe ons as 'n gemeente moet bid vir mekaar, hoe ons mekaar moet leer en onderrig en vermaan uit die skrif uit en nie uit ons eie gedagtes nie. Ons het gekyk oor hoe ons vir mekaar moet omsien. En Johan het daai getuienis gehad waar hy kon sê, weet jy wat, hy kan nie nou by iemand uitkom nie, en dan spring ons as 'n mekaar gemeente in om mekaar se hande en voete te wees. En vriende, dis 'n voorreg. En dan verlede week het Johan bietjie met ons kom gesels oor hierdie moeilike een, hoe om werklik te vergewe. En ek dink as jy nie daardeur uitgedaag was nie, dan moet jy dalk die boodskap weer gaan kyk, want is iets wat ons dalk mee sukkel, of meer mee sukkel as wat jy partykeer van weet. En vandag is natuurlik 'n boodskap wat baie naby aan my hart lê, en ek het die voorreg om vandag bietjie met julle te kom gesels oor 'n mekaar gemeente sing onder mekaar. Nou julle, hierdie hele onderwerp is 'n interessante een. Dis 'n interessante een, want sien, baie keer as ons na die Here se woord gaan kyk, as ons in die skrif gaan kyk, dan sal jy sien dat die opdragte wat daar vir my en vir jou gegee word uit die skrif uit, dis baie keer 'n individuele opdrag. Dis baie keer 'n persoonlike opdrag wat vir my en vir jou gegee word. Soos byvoorbeeld in Matteus 6, kom sê die Here vir ons, hoorie, gee vir mekaar, maar moenie dit almal daarvan weet nie. En daar lees jy dit, hy sê vir ons nie, as jy iets vir die armes gee met jou linkerhand nie, weet wat die regterhand doen nie. Nog 'n voorbeeld, Matteus 6 vers 6, kom sê vir ons, as jy bid, gaan na jou binnekamer toe. Jy hoef nie dat almal te weet hoe jy bid of waar jy bid nie. En dan die laaste enetjie is byvoorbeeld as jy vas. As jy vas, maak jouself skoon, sodat mense nie hoef te kyk en te sien dat jy vas nie. Hulle hoef dit nie te weet nie, want dis 'n saak tussen jou en tussen die Here. En hierdie opdragte, vriende, soos jy hier sien, is individuele opdragte. Dis iets vir my persoonlik wat tussen my en die Here is, maar dan is sing heeltemal anders. Jy sien, vriende, die Bybel roep vir my en vir jou om saam as 'n gemeente onder mekaar die Here se naam te loof en prys. So kom ek vra die volgende vraag. Pragtig lyk ons daar. Die eerste vraag is die volgende een. Wie van julle was al bevoorreg genoeg om saam met honderde of duisende mense in 'n musiekkonsert te kon sit of staan of deel te wees daarvan? So baie van ons wat hier is, baie van ons ken daardie gevoel. Want jy sit daar en dit hang af wie jy kyk, of dit nou Neil Diamond was daar by die stadion, of dit nou The Boss was hierso in dit was 'n ongelooflike show, net so by the way. Dit was Bruce Springsteen, hè? So, ja, hy man het vir 3,5 ure aan mekaar gesing. Dit was fantasties. So jy ken die gevoel, veral as jy by die Passion Conference was, die afgelope paar kere. Daai gevoel waar jy daar staan en jy sien jy's deel van iets groters as jouself. Vriende, daar's baie keer binne in hierdie musiekkonserte, daardie gevoel dat daar 'n onsigbare energie is wat deur die skare beweeg. En net vir 'n oomblik dan voel jy moontlik, weet jy, yes, ek is een met die mense wat om my is. Hoekom? Want vriende, die musiek wat op daardie oomblik daar gespeel word, bind julle saam met mekaar. Jy sien, die musiek is besig om deur jou emosie binne in jou hart in te klim en dit roer vir my en vir jou. En weet jy wat, kom ek sê nou vir jou as jy dit nie geweet het nie. Dis baie maklik. God het musiek so ontwerp. God, vriende, het musiek so ontwerp. Hoe kan ek dit sê? Wel, vriende, God gee vir ons musiek. Hoekom? Want dit het die krag om my en jou hart aan te raak. Dit bring vir my en vir jou tot in trane in tye van rou, maar dit gee ook vir my en vir jou vreugde in tye van blydskap. En vriende, daar is duisende kerke vandag wat bymekaar kom, en daar is goed wat hulle glad nie in gemeen het nie. Hulle verskil byvoorbeeld in die tale wat hulle daar praat, in die liturgiese orde van die diens, hulle verander in styl van musiek, in styl van hoe die prediker hierbo staan en praat met mense, die konteks, maar een ding wat al die kerke in gemeen het, is wat? Hulle sing tot eer van die Here. Dit is 'n ongelooflike gedagte as jy mooi daaraan dink, vriende. So mooi. En daarom moet dit nie vir my en vir jou iets niets wees as ons kan dink, of 'n verrassing wees. Hallo, surprise!
né? As ons na die woord van God gaan kyk nie. Want die woord van God, as jy gaan kyk na die verskillende verbuigings van sing, ek praat nou van almal, ek praat van sing, sang, lied, liedere, liedjies, lofprysing, al die verskillende verbuigings van waar die Bybel praat oor sing, dan is daar oor die 400 keer wat dit voorkom in die woord van God. 400 keer. En 200 van daai keer, vriende, is in die Ou Testament alleen. So wat sê dit vir my en vir jou? As ek so na die woord gaan lees, dan beteken hierdie, dat sing vir die Ou Testament kerk belangrik was. Sou jy dit saamstem? 200 keer. En as jy 'n bietjie wiskunde doen, dan sou jy nou 'n sommetjie kan doen om te sê, okay, as daar 400 keer daaroor gepraat is, oor die 200 is in die Ou Testament, hoeveel dink julle is in die Nuwe Testament? Ook oor die 200. So vriende, daarom moet ek en jy besef dat sing ook vir die Nuwe Testament kerk belangrik was. En wat ek eintlik hier kom doen is, ek weet ek gebruik nou so 'n bietjie 'n tegniek, né? Ek wil ietsie by jou hart en jou gedagtes kom vasmaak. Maar wat ek wil hê jy moet verstaan, vriende, is dat sang was vanaf Exodus, vanaf die begin van die Bybel, tot en met Openbaring, belangrik vir die Here. Dit was belangrik dat sy mense bymekaar kom en hulle moet sing. Dit was so belangrik, dat toe Jesus bo in die bokkamer sit, net toe hy klaar is om die nagmaal in te stel, wat doen hulle? Hulle het gesing tot eer van die Here. In Matteus 26 vers 30 lees ons, dit sê, nadat hulle lofsang gesing het hulle uitgegaan na die Olyfberg toe. Vriende, sing is nie net 'n liturgiese praktyk nie. Nou vra jy vir my, wat beteken liturgies? Liturgies is 'n pragtige woord om te sê, order of events. Dis wat gebeur, wanneer dit gebeur binne in die kerk. Maar wat ek en jy moet weet hiervan is, vriende, dat dit nie 'n individuele ding is nie. Sing is nie 'n individuele ding nie. Sing is iets wat ons saam as 'n liggaam van Christus moet doen. Dis vir my en vir jou gegee vanuit die Here se hart. En vriende, ons moet ook 'n bietjie eerlik wees vanoggend met mekaar. Kyk, ons wil nie net die mooi goedjies sê nie. Ons moet eerlik wees dat sang is baie keer 'n bron van verdeeldheid. In die kerk ook. Jy sien wat vir party mense wat moontlik in die kerk sit op 'n dag is dat die sang te modern raak. Anders sou weer sê die sang is 'n bietjie oudtyds. Baie van ons sit hier en ons verlang na daardie bekende van die ou gesange en die ou woorde wat jy gesing het toe jy as groot geword het as kind. En dan hinker daar baie van ons wat hier is weer na daardie opgewondenheid en die energie van die kontemporêre lofliedere, vriende, wat vandag gesing word. Maar hier is die probleem daarmee, vriende. Ek en jy moet oppas. Ons moet waak daarteen dat as ons hier in die gemeente sit, dat die sang en sing iets te persoonliks en net persoonliks word. Jy sien, daar is 'n tyd vir individuele aanbidding en ons gaan volgende kwartaal daaroor praat. Maar ons praat hierso oor wat ek en jy saam as 'n gemeente doen. Ons noem dit corporate worship setting. Dit gaan oor wat ons hier doen. En wanneer ons vasgevang, vriende, en ons vang onsself en alles gaan minder oor God en dit gaan meer oor smaak, dan moet ons begin stop. Ons moet gaan kyk wat in ons harte aangaan en begin besef dat, vriende, as 'n kerk en as dit kom by sang, dan kan ek en jy nie by 'n smaakdebat betrokke raak nie. Dit moet eerder gaan oor 'n geestelike oorgawe wat binne in my en jou hart kom, want as ons dit nie doen nie, dan verheerlik ons nie meer God nie. Ons is besig dan om mekaar weg te dryf van mekaar af, want dit verdeel die Here se kinders as ons bestry oor ietsie soos my eie smaakvoorkeure. En vriende, dit is baie ironies, want die ding wat die Here vir my en vir jou gee, om ons nader aan mekaar te trek, is dan iets wat ons verder weg van mekaar af dryf. En ek wou graag dit vanoggend by jou kom neersit. En ek wou hierdie uitlig, want dis iets waarmee natuurlik ek ook sit as die musiekbedieningsleier van ons gemeente. En dit is vir my lekker, jy moet nooit ophou om vir my liedjies te kom gee nie. Jy moet my dalk net herinner daaraan. Right? Want daar is 'n hele paar WhatsApps of 'n hele paar SMS'e of 'n hele paar naampies wat deurkom. So nou en dan is jy welkom om my te herinner aan die liedjie wat jy vir my gee. Ek wens ek het tyd gehad om jou te vertel van die verskil tussen 'n gemeenteliedjie en 'n persoonlike liedjie en 'n performance liedjie en wat sal werk in ons konteks. Maar Johan, ek het nie tyd daarvoor, ek sien nou. Die krag was af.
Vriende, en daarom wil ek vanoggend, voordat ons uit die woord van God gaan lees, wil ek hê jy moet begin dink aan die volgende 2 vrae. Ek wil hê jy moet dink, terwyl jy vanoggend hierso sit, sing ek en jy om te ontvang, of is ek en jy hier om te gee? Die ander vraag wat ek wil hê jy moet in jou hart begin vasbrand, is sing ek en jy om my eie smaak te bevredig, of sing ek tot eer van God? Dis die vraag waarmee ek vanoggend vir julle hier wil los, en daarom vriende wil ek vanoggend met jou kom gesels oor 4 waarhede. 4 waarhede uit die skrif uit, wat ons lofliedere vanoggend 'n dieper betekenis kom gee. Dit sê vir my en jou waarom en hoe ons onder mekaar moet sing. Is julle reg daarvoor? Absoluut, baie dankie Johan, daar's een van julle. Is julle reg daarvoor? Fantasties, vriende, voordat ons verder gaan, ons gaan uit Efesiërs 5 vers 20 uitlees. Kom ons staan saam. Staan saam met my op en dan verklaar ons die volgende saam oor dit wat ek en jy glo. Hierdie is die woord van God en dit is die waarheid. So kom ons sê saam, dit is my Bybel. Dit is wat ek sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. En ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek en met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Vriende, jy kan in jou Bybel blaai na Efesiërs 5 vers 15 na 20, dis ons hoofteksvers van vandag. En terwyl julle dit doen, wil ek graag vir almal wat aanlyn ingeskakel is, baie welkom heet. Dis vir ons baie lekker om vanoggend saam met julle ook in julle huise te wees. En julle, ons is heidaglik besig, soos ons gesê het, met 'n nuwe klankbord. Ons probeer so 'n paar goedjies. Ons het ander ouens wat nou op die online stream opgelei moet word, maar dan is ons ook besig om te kyk na ons kameras. Charlie is daar agter op die huidige oomblik. Johan hou net om daar vas nou en dan, maar hy is besig om te kyk na 'n follow cam. So as ons so rond beweeg en baie keer, ek weet nie of jy al na die aanlyn stream gaan kyk het nie, dan stap ek die kant toe en dan is ek nêrens op die skerm nie. Dat sien niemand op die verhoog nie, maar jy hoor net 'n skerm. So wat ek wil hê is, julle moet asseblief vir ons sê, as jy aanlyn kyk, pla die follow cam julle. Raak julle seesiek? Right? Of maar sê vir ons regtig wat julle dink, want dit is vir ons belangrik, ons wil julle ook aanlyn beter bedien. So vriende, kom ons blaai saam na die Here se woorde. Ons lees uit Efesiërs 15 vers 20 en net voordat ek begin, wil ek graag hê julle moet die konteks van hierdie vers verstaan. Johan sê altyd vir ons sê ons moet 5 voorlees en 5 na, maar ons het nie nou tyd daarvoor nie. En hier kry ons vir Paulus, hy's besig om vir die Efesiërs te skryf en hy sê vir hulle, weet julle wat? Julle moenie meer praat soos onsedelike mense nie. Julle moenie meer dit doen nie, julle moenie meer grove taal of onverpaste praatjies met mekaar hê nie, want wat vandag nog tussen ons gebeur, nê. Julle moet nou lewe soos mense van die lig. En dan sê hy vir my en jou die volgende. Hy sê, wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Julle moet nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. En sing onder mekaar psalms en lofgesang en ander geestelike liedere, sing met julle hele hart tot eer van die Here. En dank God die Vader altyd oor alles in die naam van die Here Jesus Christus. En vriende, net voordat ek begin, ek wens ek het tyd gehad om stil te staan by vers 18, maar ek wil net vinnig die tafel dek met vers 18, want sien wat by vers 18 gebeur het was, Paulus sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard, nee, laat julle vul met die Heilige Gees. En dit is weer 'n preekreeks op sy eie, hoe ons gevul moet wees met die Heilige Gees, en wat doen die Heilige Gees vir my en vir jou as ons so by mekaar kom, veral as dit kom by lofprys en aanbidding. Maar wat Paulus hier kom sê is, julle kan nie meer die heidense praktyke volg nie. Julle kan dit nie doen nie. Jy sien wat hulle sou gedoen het was, hulle sou die God Bacchus aanbid. En hy was die God van wyn. So wat sou die heidene doen? Hulle sou hulle self, wat 'n mooi manier om te sê, hulle het baie gedrink. Daar's so 'n ander woord wat as ek jou onder die water druk, né, en jy wil nie daar wees nie, dan versuip ek jou, okay. Right? So, julle het dit gesê, nie ek nie.
Maar dis wat hulle gedoen het. Hulle het hulle self so dronk gemaak. Hoekom? Want dit het toegelaat dat hulle inhibisies verloor en hulle kon rondhardloop in die strate en vir Bacchus loof en prys en julle die snaakste dinge aanvang. En hier kom sê Paulus vir hulle, nee, julle kan dit nie meer doen nie, julle moet nou lewe soos mense van die lig. Julle moenie beheer word deur die drank nie, maar eerder moet julle wat doen? Wat moet julle nou beheer? Die Gees van God. Laat die Gees van God julle aksies beheer. Laat die Gees van God julle gedagtes beheer, sodat julle nie meer rondhardloop, soos hierdie mense wat vir Bacchus aanbid nie. En dan kom sê vir ons hierso, as julle lewe soos mense van die lig, sing onder mekaar psalms en lofgesange, ander geestelike liedere, sing met julle hele hart tot eer van die Here, en dank God die Vader oor alles, in die naam van ons Here Jesus Christus. En daarom vriende, is die eerste waarheid waar ek vandag saam met jou wil kom praat oor, wat is dit wat my en jou lofliedere vandag nog dieper betekenis gee, en dit is sing, is 'n vorm van gemeenskaplike bemoediging. Ek sal jou 'n tydjie gee om neer te skryf, want ek weet dis lank. Sing is 'n vorm, jy kan net skryf ook van bemoediging. Jy sien, sing vriende, sing gaan nie net oor 'n vertikale verhouding met die Here nie. Sing is meer daaroor, want ons het gesê, ons moet onder mekaar sing. Dan gee ek vir julle die boodskap. Of die antwoord, hi. Wees maar net soos, en sing, onder mekaar, daar is hy. Psalms, lofgesange, dis wat die teksvers vir my en vir jou sê. So dit gaan nie net oor 'n vertikale verhouding met die Here nie, dit gaan ook oor 'n horisontale verhouding met die mense wat langs aan ons sit, wat vanoggend hier is. En sien, dit is nie net 'n passiewe aksie nie, ek kan nie net hier staan en niks doen nie, hoe weet ek dit? Want die 53 vertaling sê dit ook baie mooi vir ons, dit sê, spreek onder mekaar, met psalms en lofgesange. Spreek, en daardie woord spreek, vriende, in die Grieks is laleo. En laleo beteken eintlik maar net die volgende. Dit sê, weet jy wat? It is to utter a voice or emit a sound. It is to speak and to use the tongue or the faculty of speech to utter and articulate sound. So wat sê dit vir ons? Vriende, ek en jy moet woorde gebruik. As ek en jy by mekaar kom en ons moet sing, dan beteken dit, ek kan nie net hier staan en stil bly nie. Daar moet eintlik iets uit my mond uitkom. Daar moet 'n reaksie wees as ek en jy hier staan. En dis wat hierdie opdrag vir ons sê, dis wat die woord vir ons sê, vriende. Julle, en dan gebeur daar iets ongeloofliks. Daar gebeur iets ongeloofliks as ons dit doen. 1 Tessalonisense 5 sê, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander een op. As ek en jy sing, dan gebruik die Here daardie sang en dit bou mekaar op in geloof. Hoekom? Want dan is dit vir my en jou moontlik om vanuit 'n plek van liefde en aanvaarding die Here te loof en prys en nie daarvoor nie. Dit is een van die 3 goed wat vir my en ons gemeente belangrik is. As jy graag op hierdie verhoog wil staan en ons verwelkom enige iemand wat dit graag wil doen, maar as jy hier die Here se naam wil loof en prys, kan jy dit nie doen vir liefde en aanvaarding nie. Dis die verkeerde platform. Ons is hier om te sing vanuit 'n plek van liefde en aanvaarding. Hoekom? Want ons sing, vriende, met 'n dankbare hart. Hoekom? Oor dit wat die Here Jesus vir my en vir jou op die kruis kom doen het, vir sy liefde, vir sy genade, en waar hy vir my en vir jou soveel keer, as ons terugkyk op ons lewens, al deurgekom het. Dit is hoekom ons sing, vriende. En daarom kan ons getuig onder mekaar. En deur jou getuienis kan mense na die Here toe getrek word, en jy bemoedig hulle, want hulle gaan dalk op hierdie oomblik deur iets wat jy al deur was. Vriende, die Here gebruik ons sang. Die belangrikste instrument in hierdie kerk is nie Kenneth Woodward, wat elke Sondag hier staan, of meeste Sondag hier staan in die musieklyn nie. Dis nie Rupert wat hier staan, of Christo, of Corneille, of Karen, my vrou wat op die klavier sing nie, of Leandra, of enige van die ander mense wat hier bo die Here se naam loof en prys nie. Die belangrikste instrument in die kerk is wat? Julle, ons, die gemeente. Dit is die belangrikste stem, die belangrikste instrument. En 3 weke gelede het ek vir jou gesê, weet julle wat? Kolossense 3 vers 16 het ons mekaar gesê, hoe leer en vermaan ons mekaar? Wel, ons doen dit, want die boodskap van Christus moet in my en jou leef. As die woord van Christus in my en jou leef, dan is dit moontlik vir my en vir jou om mense in wysheid
te kom vermaan. En toe sê ons vir mekaar, hoe doen ons dit? Hoe leer ons mekaar? Hoe vermaan ons mekaar? Wel, ons doen dit deur psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van die Here te sing. Vriende, aanbidding is 'n instrument julle wat God kom gebruik en hy gee dit vir my en vir jou om mekaar te help, om mekaar te leer. Hy gee dit vir my en vir jou om mekaar te help, om te vermaan, maar ook om vir mekaar te bemoedig. En wanneer hy dit kom doen, vriende, dan kan ek en jy gebruik word. Dis die oomblik as die Gees binne in my en jou hart kom leef, kan hy my en jou gebruik om ander mense te bemoedig. En dan gebruik hy ons, soos Romeine 12 vers 1 sê, hy gebruik vir jou en vir my as 'n lewende offer, 'n heilige offer, wat aanneemlik is vir die Here. So vriende, wat baie belangrik is by hierdie punt is die volgende. God het sang ontwerp, om in beide rigtings, op na hom toe, maar ook na mekaar toe te beweeg. Hy gee dit vir my en vir jou om ander mense te bemoedig, maar hier is die kruks. Dit gaan nie en begin nie met die klank nie. Dit begin nie by die klank nie, maar by die toestand van jou hart. En daarom, vriende, is waarheid nommer 1, sing is 'n vorm van gemeenskaplike bemoediging. En waarheid nommer 2, is sing is 'n oorloop van die hart. Sing is 'n oorloop van die hart. Nou vriende, ek weet nie van julle nie, maar daar is 'n hele paar liedjies wat verskriklik met my praat. Tot diep binne in my siel. Ek luister party liedjies as ek net 'n bietjie bemoediging wil hê. Party van die liedjies gee vir my kalmte in my hart. En dit bring my net nader aan die Here. Maar julle, 3 weke gelede het ek vir julle die volgende gesê. Kom ons gaan gou terug. Efesiërs 19b sê, sing met julle hele hart tot eer van die Here. Ek het vir julle die volgende gesê. Ek het gesê, die melodie wat uit jou mond uitkom, is nie so belangrik soos die woorde wat uit jou hart uitkom nie. En hoe weet ek dit? Amen. Want 1 Samuel 16 vers 7 sê, die Here kyk nie na dieselfde dinge as wat ek en jy kyk nie. Hy kyk nie daarna nie. Die mens kyk na die uiterlike. Maar die Here kyk na die innerlike. Vriende, die Here ken my en jou hartspostuur, soos wat ek hier staan, ken hy my hart. Hy weet hoe dit lyk. En John MacArthur sê dit mooi, hy sê, the first consequence of the spirit-filled life that Paul mentions here was not this mountain-moving faith or an ecstatic spiritual experience or dynamic speaking ability or any other such thing. It was simply a heart that sings. En vriende, as jy kom en jy sien jouself en ons staan hier vreugdevolle, uitbundige, maar ook 'n hartlike sang, wys vir mense wat hier inkom, dat ons 'n gemeente is, wat 'n geesvervulde gemeente is. Vriende, 'n geesvervulde gemeente is 'n mekaar gemeente. En ek wil so ver gaan om te sê, weet julle wat? Dis nie net 'n mekaar gemeente nie, dit is ook 'n saam gemeente. Amen. En dis vir ons belangrik, vriende. Ons is 'n mekaar gemeente, maar ons is ook 'n saam gemeente. En Jesus kom sê vir ons in Hebreërs 2 vers 12, hy sê, ek sal die naam aan my broers bekend maak, in die samekoms van die gemeente sal ek u lof besing. Vriende, so sing met jou hele hart tot eer van die Here. En moenie worry oor die melodie wat uit jou hart uitkom nie, want 3/4 van die mense om jou kan ook dit hoor. Right? Dis okay. As ek die woord vergeet, as ek die verkeerde woorde op 'n Sondag sing, wie's verkeerd, ek of julle? Julle. Nee, sê dit. Die woord wat op die bord is reg teen. My oë het baie keer toe. Dan sien ek die verkeerde ding, né? So, vriende, hier is die probleem. As ons nie die Here met ons hele harte sing tot eer van die Here, is daar 'n probleem vir my en vir jou. Die teenoorgestelde kan ook waar wees. Die teenoorgestelde is, ek en jy kan hier kom staan en ons kan 'n leë en 'n lustelose en 'n apatiese aanbidding op die tafel vir die Here sit. Ons kan net so sê, nee, ek kom maar net. Maar ek is seker, jy het al in jou lewe gehoor, daar is 'n gesegde wat sê, don't do anything half-heartedly. Don't do anything half-heartedly. Dit sê nie in hierdie teksvers 19b nie, dit sê nie hier, sing met 'n kwart hart nie, of sing net met die helfte van jou hart nie, dit sê sing met jou hele hart. Sing met jou hele hart.
So die vraag is, vriende, terwyl jy hier sit, dalk wil ek vanoggend weer vir jou kom vra. Ek wil weet by jou, om dalk moet jy introspeksie doen en sê, is ek dalk skuldig, soos wat ek vanoggend hier sit, aan 'n halfhartige lofprysing vir die Here? Is dit moontlik waar my hart nou is? Want sien vriende, as ons na die woord van God kyk, is die ware aanbidding en sang, dit kom uit die hart uit. In Johannes 4 vers 23 sê, maar dan kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in die waarheid sal aanbid. Is jy daar? Is jy besig om die Here in die Gees en in die waarheid te aanbid? Want die Vader wil jy sê, dat mense wat hom aanbid, dit so moet doen. Vriende, ek en jy sing vanuit 'n geesvervulde hart. En as ons dit doen, dan kan ons wees, soos die Romeinse skrywer in Romeine 8 vers 16 sê, ons kan dan getuig van God se goedheid, en ons kan sê, ons is kinders van God. Amen. So waarheid nommer 1, sing is 'n vorm van gemeenskaplike bemoediging. Waarheid nommer 2 is, sing is 'n oorloop van die hart, en waarheid nommer 3, vriende, is, sing is 'n uitdrukking van dankbaarheid. Sing is 'n uitdrukking van dankbaarheid. Hier is iets wat ek vanoggend vir julle wil kom sê, en ons het dit al vir julle op die groepie gesit, maar Efesiërs 5 vers 20 sê, dank God die Vader altyd oor alles. En ek wil vanoggend vir jou kom verseker, dat die leierskap van hierdie gemeente en die personeel wat hier werk, hulle bid, vriende. Ons maak seker dat ons elke Dinsdagoggend vir die Here dankie sê. Dankie vir dit wat hy doen, nie ons nie, wat hy deur hierdie gemeente en in hierdie gemeente doen. Filippense 4 vers 6 sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En vriende, ons sê dankie vir 'n klomp goed. Ons sê dankie vir die Here vir hierdie gebou, vir elke gemeentelid wat hier kom sit, vir elke besoeker wat hier is, vir elke deurbraak wat ons al kon oor getuig binne in hierdie gemeenskap, vir elke getuienis, vir elke genade en goedheid wat die Here vir my en vir jou gee, vir elke kind wat op hierdie oomblik daar binne sit, wat môre se kerk ook is sit. Ons sê dankie dat ons die vermoë het om hulle ook bloot te stel in Here Jesus. En dan vriende sê ons dankie vir die geleentheid. Ons sê dankie vir die geleentheid om te kan getuig, soos vanoggend, al gaan die krag af, dis okay, ons het 'n speaker uitgebring, daar staan hy. Dan gebruik ons die speaker, en as daar nie 'n speaker is nie, dan sit ek net hier en julle kom sit om my. En dan loof en prys ons die naam saam. Hoekom? Want sien, hier is die ding, as ons dit doen, vriende, terwyl jy hier in hierdie gemeente instap op 'n Dinsdagoggend, op 'n Woensdag, Donderdag, Vrydag, dit maak nie saak nie, dan kan 'n mens nie help nie. Jy kan nie help om dankie te sê nie, en dan begin mens net sing. Uit volle bors uit jy sê, praise the Lord, oh my soul. Let's sing it again. Praise the Lord, oh my soul. No, I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? Sing praise the Lord, oh my soul. Dis hoekom. Dis dankbaarheid, vriende. Weet jy hoekom? Want eendag op 'n tyd het iemand nie die evangelie vir hulle self gehou nie. Hulle het dit met jou gedeel, hulle het dit met my gedeel, en vanoggend sit ons hier. En ons is dankbaar. Amen. Jy sien, in die Ou Testament, vriende, was vir die mense anders. Hulle moes kom en hulle moes na 'n skrifgeleerde of 'n fariseer gaan om met die Here Jesus te praat. Maar dis nie meer vir my en jou so nie. Die Here Jesus het vir my en vir jou gestuur. Hoekom? Sodat ek en jy 'n weg in die waarheid na die Here toe het. Ons hoef nie meer iemand te hê wat tussen my en God staan nie. Jesus sê, kom. En ek en jy het nou vrye toegang, vriende, vrye toegang tot God deur sy seun. So hier's 'n vraagie. As iemand vir jou kom help, wat sê jy gewoonlik vir daardie persoon? Dankie. As iemand vir jou uit 'n moeilike situasie kom goeie raad gegee het, wat sê jy vir daardie persoon? Dankie. So hoekom doen ons dit nie vir God, wat vir my en vir jou uit die dood uit kom red nie? Ek dink dit is waardig om vir dankie te sê, vriende. Ek en jy weet waar ons was. Ons weet waarmee ons sukkel in ons vlees. Maar ons weet ook, uit dankbaarheid kom haal die Here vir my en vir jou.
en daarom moet ons hom loof en prys. En vriende, daarom bid ek dat vanoggend terwyl jy hier sit, die Psalm 100 vers 4 tot 5, dat dit sal resoneer in jou hart en dit sê, gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsang, dank hom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. So vriende, waarheid nommer 1 was sing is 'n vorm van gemeenskaplike bemoediging. Nommer 2 is sing is 'n oorloop van die hart. Waarheid nommer 3 is sing is 'n uitdrukking van dankbaarheid. En waarheid nommer 4, vriende, is sing verkondig God se heerlikheid aan die wêreld. Om te sing verkondig sy heerlikheid aan die wêreld. En julle as julle gaan luister, as jy gaan Google, YouTube kyk en so voort, as klomp getuienisse van mense wat die Here leer ken het. Hulle het die goeie nuus van Christus gehoor, maar hulle het dit nie gehoor deur 'n predikant nie. Hulle het dit nie deur 'n evangelis gehoor nie. Hulle het dit nie deur 'n vriend gehoor nie. Hulle het deur iets baie meer eenvoudigs gehoor. Deur 'n loflied wat hulle op die radio gehoor het. Jy sien vriende, God gebruik lofprysing as 'n kanaal van openbaring vir baie mense. En daarom vriende, kan ek en jy nie stil bly nie. Ek wil eintlik so ver gaan om te sê, weet jy wat? Ons mag nie stil bly nie. Want Psalm 96, kom sê die Psalmis gee vir my en vir jou opdrag. Hy sê, sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing tot eer van die Here, almal op aarde. Sing tot eer van die Here. Prys sy naam, verkondig elke dag sy reddingsdade en vertel die nasies van sy mag, al die volke van sy magtige dade. In hierdie kort teksvers, 3 versies, is daar 6 opdragte vir my en vir jou. 6 van hulle. En daar is 2 wat baie sterk uitstaan, vriende, en dit is wat? Ons moet sing tot eer van die Here. En vriende, ons moet elke dag vir mense van die reddingsdade van Christus vertel. En vriende, daarom is aanbidding nie net vir my nie, dis nie net vir jou nie, dis nie net vir onsself nie, julle. Dis 'n instrument wat God vir my en vir jou gee om sy evangelie te versprei. En daarom as jy gewonder het, dis hoekom ons as 'n gemeente, wanneer ons sing, ek weet nie of jy al 'n bietjie opgelet het om jou nie. Wanneer ons sing, dan gebeur hier iets, as die Here daar is. Daar is 'n diep beweging in baie mense wat hier is se harte. En dis aansteeklik, vriende. En nou vra jy vir my nou, hoe weet ek dit? Wel, ek het die voorreg gehad om deel van my navorsing vir my teses, daar is net nog 'n stukkie inligting dat daardie 2 onafskeidbaar is. Maar deel van my teses kon ek inligting insamel uit ons gemeente. En daar was 'n wye reeks van 18, die jongste persoon was 18 en die oudste persoon was 72 jaar oud. En wat ek gevra het was baie maklik. Daar's natuurlik 'n klomp vrae, maar how often do you experience, or let me put into layman's terms, or feel the presence of the Holy Spirit during worship services? Hoeveel keer? Jy sal baie mooi sien hierso dat 12% van die mense gesê het always. 64% van die mense het gesê often. 24% van die mense het gesê sometimes. Maar nie een persoon het gesê really nie, en nie een persoon het gesê never. So wat dit vir my en vir jou sê is, daar is data vir my en vir jou om te sê, baie van ons werk met data, né? My data is die goedheid en guns van die Here. Maar die data is ook daar, dit sê vir ons vriende, dat hierdie is die rede hoekom ons gemeente sing. Hierdie is die rede hoekom ons liedjies skryf, hoekom ons dit nou stelselmatig begin opneem, want as Jesus ons sang en ons liedere in die gemeente kan gebruik, vriende, dan kan hy net sowel dit gebruik daar buite in die wêreld. As lofprysing so kragtig is, vriende, is daar niks meer kragtig as in Handelinge 16, waar Paulus en Silas, hulle is besig om te stap, en op pad na 'n gebedsplek toe, dan sien hulle 'n vrou, 'n slaaf, wat 'n waarsêersgees binne in haar het, of het. En heeltyd, elke dag sien Paulus en Silas dit, en Paulus raak op 'n dag net moedeloos, en hy sê vir die gees, hy moet vlug in die naam van die Here. Natuurlik is daar gevolgtrekkings. Die eienaars is moeilik, haar eienaar raak baie opgewerk, want natuurlik, hy vat inkomste weg van die eienaar, en wat laat hulle doen? Hulle laat hulle sleep voor die stadsraad, daar op die stadsplein, en daar's net een uitkoms, ek bedoel, hy het die gees uitgedryf, so hy is skuldig bevind.
En die woord sê vir ons, die klere is van hulle afgeskeur. Dis nie, trek asseblief jou hemp uit, ek wil jou slaan nie. Dis van hulle lywe afgeskeur en hulle is geslaan. En die woord sê hulle is nie net geslaan nie, hulle is baie geslaan. En daarna, vriende, is hulle in die tronk gegooi. En dan lees ons hierdie pragtige vers. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. En wat doen die ander mense? Die ander gevangenes het na hulle geluister. Julle in Paulus en in Silas se donkerste tyd. Die tronk lyk nie baie soos wat dit vandag lyk nie. Ek is amper seker daar was nie 'n lig wat geskyn het nie. Daar was dalk 'n kersie wat gebrand het of een of ander ding. Maar in daardie donkerste tyd van nood het Paulus gebid en hy het gesing tot eer van die Here. Dit is ongelooflik om te dink, vriende. En wat gebeur toe? Wel, ons ken die storie verder, die grond begin skud, die deure gaan oop, almal is vrygelaat, ek vergeet ek die woord vir shackles. Boeie, is dit boeie? Boeie, ja, die boeie kom los en natuurlik 'n hele gesin word daardie aand gered en gedoop in die naam van Jesus, net omdat 2 mans besluit het om te sing. En hiermee wil ek graag afsluit, vriende, die orkes, julle is welkom om op te kom. Vriende, dit wat ons hier sien van Paulus en van Silas, dit is ware geloof. Dis ware geloof, hoekom? Want ek wil vir jou vra, kan ek en jy lofliedere sing? Kan ek en jy lofliedere sing in ons donkerste oomblikke? En wanneer ons daar is, trek ek en jy mense na Jesus toe, deur ons reaksie op ons lyding, of stoot ons hulle in daardie situasie weg van die Here af? Want dis deel van ons getuienis. En laastens wat ek vir jou wil vra is, laat jy God toe om lofsange te gebruik as 'n getuienis in jou lewe. Vriende, hierdie gemeente, wat 'n biddende gemeente is, en wat Johan vir ons baie aan herinner, het een ding in doel, of daar's een doel wat ons het, en my gebed is dieselfde, dat sang nie net 'n klank sal wees, wat in hierdie gemeente weergalm nie, maar vriende, dat ek en jy sang sal gebruik, en dat dit 'n roepstem sal wees, na verlossing toe, vir mense wat dit nog steeds nodig het. En vriende, dis die waarhede, wat vandag vir my en vir jou, en ons lofliedere, nog betekenis gee. En ek hoop, dit resoneer in jou hart ook so. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die voorreg. Here, dankie dat ons hier kan sit en uit volle bors kan opstaan nou en Here, U naam kan loof en prys, want ons weet, Here, dat U vir ons sang gegee het. Here, U gee vir ons sang om mense te kan bereik vandag nog, want Here, hier sit dalk mense wat 'n muur opsit en wat hier instap, Here, maar wat sang toelaat, Here, is dit gee vir ons 'n geleentheid om daardie persoon se hart voor te berei vir die woord wat hulle kom hoor. En Here, my gebed is dat U vir ons 'n singende gemeente sal maak, Here, wat waar ook al ons sal kom, Here, sal getuig oor die Here se goedheid, oor sy glorie en sy genade. Here, dat U sal intree in elkeen van ons lewens om te laat besef dat sang dalk net iemand se hoop kan wees vir môre. Here, dankie dat ons kan deel wees van hierdie gemeente wat 'n reeks doen oor 'n mekaar gemeente en wat dit beteken om so 'n gemeente te wees. En Here, my gebed is dat ons harte elke dag sal fokus op U en dat ons sal uitgaan soos wat U hier vir die Efesiërs gesê het, om te lewe soos mense van die lig en nie meer mense van die donkerte nie. So Here, dankie vir die groot liefde, dankie vir die groot genade. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.